Goeiemôre, dit is nou 20 November en gou tyd om bietjie te praat oor die G20 fiasco wat kom vir Suid-Afrika. Nou, G20 is 'n groot ding. Dis al die 20 grootste ekonomies in die wêreld wat bymekaar kom en goeders beplan en planne maak en so aan, jy weet, en deals met mekaar maak. En dit dryf die wêreld se ekonomie. Suid-Afrika is die bottom of the list deel daarvan, want hulle was toe dit geïnisieer was hulle die sterkste ekonomie in Afrika gewees. Maar nie op die oomblikie. En nou hierdie G20 is nou al terug na G14 toe en weet jy miskien nog verder. Wat 'n groot embarrassment vir Suid-Afrika is. En as jy kyk, gaan hierdie G20 omtrent niks beteken nie, want al die groot rolspelers is nie daar nie. Selfs die twee groot BRICS partners van Suid-Afrika is nie eens daar nie. So, wat kom af van? Wie is die wenners en wie is die verloorders? As ou eers kyk na wie is die verloorders, is die SA regering. Die embarrassment van 6 van die grootste lande wat in die presidente wat besluit hulle mors nie hulle tyd na daai beraad toe nie. En dit is groot implikasies vir die land. Ander losers is die besighede in Suid-Afrika. Die besighede in en om die omgewing waar die beraad gehou word, want daar sal groot geld daar gespandeer gewees het wat nou nie meer gespandeer word nie, veral as jy soveel delegates het wat nie kom nie. Hulle probeer nou ander delegates werf om in hulle plekke te kom, maar hulle is nie deel van die G20 nie, is maar net ander staatshoofde en goeders, en hierdie ouens kry hulle in om, vir hulle is dit net 'n trip Suid-Afrika toe. As jy kyk na wie is die wenners hierso, wel, een wenner is die populasie van Johannesburg area. Alles word skielik skoongemaak. Strate word skoongemaak, die plek in die omgewing, jy weet, homeless mense word uitgeskuif en alles word weggery. En ek wonder jy vir jouself, nou hoekom kon hulle dit nie lankal gedoen het nie? Hoekom moet hulle wag vir so groot ding voor die strate begin skoonmaak in Johannesburg en in Sandton en die omgewing waar daai mense kom? Maar die wêreld sien daardeur. Onthou die media is al daar voor die tyd en na die tyd. Hulle sien dit ook gebeur. Wat is die ander groot wenner? Die blanke bevolking is 'n groot wenner hier uit. En hoekom sê ek spesifiek die blanke bevolking? Want daar's nou bewusmaking. Die lande wat nie geweet het wat aangaan in Suid-Afrika, die implikasies, die regering wat direk teen die blanke volk werk met al hulle wette en goeders, hulle weet nou. Trump het dit vir hulle baie duidelik bekend gemaak en dis hoekom hy oorspronklik, dis hoekom hy die beraad boykot. En daarna toe hy uittrek, begin hy aan die ander groot koppe uit te trek, want as hy nie daar is nie, wil hulle nie daar wees nie, nie tyd mors nie, want dis vir hulle bymekaar in die gesig kyk en onderhandelinge en goeders doen. So hier's Trump uit, Putin uit, Xi uit, die drie grootste ekonomies in die wêreld is uit, dan kom jy nog 'n paar ander wat agterna kom wat uit is. En nou skielik kom die ander wat nie geweet het nie, kom nou agter, hoekom is al hierdie manne uit, en kyk hulle wat se rede is, dan sien hulle, hoofrede is, vir die situasie in Suid-Afrika, die wette wat teen die blanke bevolking is, so, dit is nie noodwendig 'n wen vir die blanke bevolking en alles gaan nou skielik beter gaan nie, maar dit is 'n wen in bewusmaking, dat is maar meer lande en meer plekke wat nou begin agterkom, wat gaan werklik aan in Suid-Afrika. Wel, Trump het aan sy kant onmiddellik 'n plan gemaak met dit. Daar is 'n definitiewe wen vir blankes. Hy het 'n refugee-program opgemaak vir die wat wil uitkom. Kom Amerika toe. Geef hulle die uitweg. En ek weet nie of ander lande dit sal volg nie. Maar mense sal nooit weet nie. Daar's dalk ander lande wat miskien dieselfde kan volg. Maar hierdie is 'n groot bewusmaking wêreldwyd. So, wat gaan gebeur? Hierdie gaan net 'n fiasco wees. Dit gaan niks beteken nie. Dit is soos die royal family. Hulle is daar, die mense hou van hulle is daar vir show business, jy weet, hulle maak nie noodwendig die rules van die land nie, hulle het 'n bietjie insette, maar hulle is daar vir display, en dis wat die ding gaan wees. Hierdie ding gaan 'n display wees, dis al wat dit gaan wees. Mense wat mekaar kan stop op die TV en display. Wat gaan uitkom? Niks. Baie mense hoop nou en sê nou, ja, maar hierdie ding gaan ook na die G20 gaan die ANC kollaps en al die goeders. Ek is jammer vir julle, die wat so dink. Die ANC, die naam ANC kan daar kollaps, mense, maar daar gaan niks verander in Suid-Afrika nie. Dit gaan nie skielik druk wees en skielik verander en skielik gaan al die wette teen die blankes verdwyn, of dit gaan skielik beter gaan in Suid-Afrika nie. Ja, maar Ramaphosa gaan vou. Ja, miskien vou hy, miskien bedank hy nie, miskien gebeur niks nie.
Gaan die mense nog in dieselfde tipe mense nog in charge wees van Suid-Afrika? Beslis. Daai gaan nie verander nie. So, dan is dit 'n loser dan is ons weer in die loser kant vir die blanke bevolking. Dit gaan nie die wette wat teen die blankes is wegvat nie. So dis al wat dit gaan wees. Is 'n skouspel, that's it. En eintlik 'n fiasco. So, dit is dan my insette vir die G20 of G14 of waar ons nou al trek. Met sy beraad en dan dis al wat ek het op hierdie artikel. Baie dankie.